Goeienaand en baie welkom by nog 'n weergawe van die Praag TV YouTube kanaal. Nou ek wil nie vanaand lank praat nie, maar die nuus van die dag is natuurlik dat ons het 'n nuwe ambassadeur in die FSA of die ANC het ene, die ANC bewind. En sy naam is Mcebisi Jonas. Maar Ramaphosa het skaars die aankondiging gedoen dat Jonas nou die saak met die FSA gaan beredder, of daar het 'n video op X begin sirkuleer waarin Mcebisi Jonas uitvaar teen president Donald Trump. Hy noem hom 'n rasis, 'n homofoob, 'n regse. Hy het daarom nie gesê hy's 'n nazi nie, maar amper. Jy weet, maar dit was rasis, regse, homofoob, alles waarvan jy moontlik kan dink, elke linkse kliseë. En ek weet nie hoe dit gaan afgaan in Amerika nie. Maar kom ons luister gou na die nuwe ambassadeur van die ANC in die FSA, wat hy van Donald Trump dink. Right now, the US is undergoing a watershed moment, with Biden the certain winner in the presidential race against the racist, homophobe Donald Trump. How we got to a situation where a narcissistic right-winger took charge of the world's greatest economic and military powerhouse is something that we need to ponder over. It is something that all democracies need to ponder over. Ja, verskriklik, 'n narcistiese regse. Ja, dit klink amper asof dit in, wel, beeld word nou nie meer gepubliseer nie, maar dit is amper soos so iets uit beeld, jy weet, die regse gevaar. Ja, Donald Trump is die regse gevaar, en hierdie Mcebisi Jonas gaan hom nou reg sien. Namens almal in Suid-Afrika, die land met die ekonomie wat 0,4% van die wêreldekonomie verteenwoordig, en waar ons nie eers die water en die ligte kan aanhou nie, maar ons gaan nou die magtige Amerika aanvat en sy president. Voor ek nou 'n bietjie verder daaroor uitwy, moenie vergeet van ons boek wat ons 'n maand of 2 gelede gepubliseer het nie. Hart van Duisternis, hierso is hy. Ek plaas weer eens die skakel hier onder in die beskrywing, sodat u dit kan bestel. Daar kom daarom nog 'n paar boekwinkelbestellings ook in. Maar koop het gerus hier by ons aanlyn, dit word binne 24 uur by u afgelewer enige plek landwyd. Terug by Mcebisi Jonas. Nou wat vir my verstommend is dat hierdie Jonas, hy's nie eintlik 'n beroepsdiplomaat nie. Nee, hy het nog ander werk ook. En hy is niks minder nie as die voorsitter van MTN. Nou, jy vra jouself af, hoe het 'n ANC-kader voorsitter van MTN geword? Maar hierso is die organogram van MTN. Daar's hy. Mcebisi Jonas, voorsitter van die MTN groep. En as 'n mens nou kyk na die res van hierdie organogram, dan sal jy met my saamstem, dis nodig dat regstellende aksie en wat noem hulle dit, ekwiteit, diversiteit, ekwiteit, inklusiwiteit, al daai goed, moet drasties hier toegepas word, want ek tel nie minder nie as 1, 2, 3 oorblywende blanke mans op die raad van MTN. Nou, dit is eenvoudig verregaande. Hoe kan hulle daai 3 mense steeds aanhou op die raad van MTN? 3 uit die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3 uit die 16 is blanke mans. Regstellende aksie, transformasie nou by MTN. En hierdie Mcebisi Jonas, hy het nie gesorg dat die mense van hulle ontslaag geraak word nie, maar ek is seker hy gaan vir ons sorg dat hy van Trump ontslaag raak. As hy afklim daar by wat se Dulles internasionale lughawe daar in Washington DC,
Man, die volgende dag gaan Trump sommer bedank, want hy kan sien, hier kom Mcebisi aan, Jonas. En hierdie Jonas, wat is sy kwalifikasie? Kom ons kyk 'n bietjie. Hy het 'n BA in geskiedenis en sosiologie van die Vista Universiteit. En 'n hoër diploma in onderwys. Ja, dit is die dinge wat jou, jy weet, dis kwalifikasies wat jy nodig het om 'n globale maatskappy soos MTN, die voorsitter daarvan te wees, of ook om Suid-Afrika te gaan verteenwoordig in die FSA op 'n baie moeilike oomblik in hierdie land se verhouding met Amerika, waar die vorige ambassadeur sak en pak huis toe gestuur is. Dan stuur ons vir Jonas. Hy gaan dit nie vir ons nie, maar vir die ANC beredder. So dit gaan baie interessant wees om te sien hoe hierdie hele ding nou uitspeel. Maar soos dit vir my lyk, die ANC het nie meer mense nie. Hulle het hulle nie, eenvoudig nie. Kyk hierdie aap wat, ek sal amper sê, wel, ja, dis nou net by wyse van spreuke, wat die land regeer, Ramaphosa. Hy is nie dit waardig om selfs die president van Lesotho of Swaziland te wees nie, maar hy is die president van Suid-Afrika. Nou stuur hulle hierdie Jonas daar, jy weet, Massachusetts laan, of wat ook al, waar ons pragtige, mooi Suid-Afrikaanse ambassade staan, wat nou deur die ANC kaders gevul word. Hulle stuur hom nou soontoe, om ons verhouding met Amerika te gaan verbeter. Met sy linkse, marxistiese klisjées, regses, homofobe, rassiste, jy weet alles wat jy soort van 20 jaar gelede daar in beeld kon lees, wat Max de Pre of Christie van der Westhuizen geskryf het, dit gaan hy nou alles vir die Amerikaners daar vertel. Wel, hierdie sirkus, dit is amusant, moet ek sê, maar dis omtrent al wat die mens daarvan kan sê. Maar die ANC se tyd, soos ek reeds vir die my vorige aflewering aangedui het, is besig om uit te loop. En ek vra nou die dag vir iemand sê, hoe lang gaan die ANC nog gehou? So 2 jaar. Toe sê die persoon vir my, nee, 6 maande. So ja, ek was dalk nog optimisties met die 2 jaar. Ja, 6 maande, dit gaan 'n lang 6 maande wees vir die ANC hierdie. En ek sien uit daarna, ek kan nie wag dat Jonas daar afklim in Washington by Dulles internasionale lughawe nie. Ek was ook al 'n paar keer daardeur. Ek ken die lughawe tamelik goed. En ja, ongelukkig 'n bietjie, my laaste keer toe ek daar was, toe kon ek nie motor hier nie, want Absa in die Reservebank het sommer al die geld in my rekening gevat, maar dis 'n ander storie. Maar nou ja, hy gaan Washington toe, meneer Jonas. En ek wonder of hy nie sommer vir, wat is sy naam, van die EFF, Julius Malema. Hy kan hom sommer saamvat, saam met 20 rooi oorpakke, en hulle kan daar gaan dans voor die Withuis, daar so in Pennsylvania laan. Jy weet daar voor die Withuis, en bietjie dans en skree, kiele boer, kiele farmer, kiel Donald Trump, hy's 'n rassis, hy's 'n homofoob, hy's 'n regse, kom ons raak ontslaaf van hom. Dit sal baie doen vir Suid-Afrika se beeld in die buiteland en veral in die FSA. En ek is seker hulle sal dan sommer net daar die AGOA ooreenkoms weer bekragtig onderteken en jy weet weer die hulpgeld laat instroom sodat die kaders jy weet propaganda kan maak en al die navorsingsgelde wat versprei kan word onder al die linkse ideoloë wat die geskiedenis van ons land verder kan herskryf en verder propaganda kan maak vir die eenpartystaat, wat elke
raad van elke groot maatskappy in die land beset, wat elke raad van elke universiteit in die land beset, wat elke vertakking van die staatsdiens beset, wat die polisie beset, wat die weermag beset. Ja, en Eskom en Transnet en die hele boksumdaais. Jy weet, dit is wat ons wou gehad het, 'n demokrasie sogenaamd, of wat het hulle dit in die Sowjetunie genoem, demokratiese sentralisme, met 'n eenparty wat alles beheer. Nou ja, ek is baie nuuskierig om te sien hoe die res van die ding uitspeel, en ek is seker u ook, kom ons hou dit dop. En as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en volgende keer wil ek 'n bietjie miskien gesels oor robotte, want dit is nog iets wat gaan gebeur. Daar kom binnekort robotte wat wat eintlik ongeskoolde arbeid waarskynlik oorbodig gaan maak, maar ons kan 'n bietjie daaroor gesels binnekort. Lekker aand vir u verder.